Ons lees 'n baie bekende vers saam met mekaar vanaand. 'n Vers wat ons op bumper stickers sien en op T-shirts en in boodskapies op WhatsApp kry. Dit is Jeremia 29 vers 11. Jeremiah 29 verse 11. Ek lees die Nuwe Afrikaanse vertaling en die New International Version saam met u. As jy daar is, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not harm you. Plans to give you hope and a future. Dikwels sal jy op die agterblaaie van koerante of die sportberigte en op News24 of op die een of ander of in die een of ander sporttydskrif sal jy hoor dat die een of ander sportpersoonlikheid, sportman, cricketspeler, rugbyspeler, sokkerspeler 'n besluit geneem het en dan is die opskrif baie maal AB makes decision about future. Of Sia besluit oor sy toekoms. En as 'n mens na hierdie opskrifte kyk en dan sê vir jouself, as dit maar so maklik was. So maklik soos die volgende opskrif. Ek sou ook graag wil so 'n opskrif oor my lewe hê, maak besluit oor sy toekoms. Maar dan weet ons natuurlik daai toekoms strek net so ver soos die volgende besering of totdat die persoon natuurlik vorm verloor of totdat die persoon aftree. En tog, liewe vriende, in 'n sekere sin is om besluite oor jou toekoms te neem deel van menswees. Almal van ons, miskien nie op 'n daaglikse basis nie, maar almal van ons neem die een of ander tyd besluite oor die toekoms. Die dag toe jy besluit het om te trou. Die dag toe jy besluit het dat jy nou 'n kind wil hê. Die dag toe jy besluit het watter kursus jy by die universiteit wil volg of watter werk om te aanvaar, om te verhuis na 'n nuwe woonbuurt. Dis almal besluite oor jou toekoms. En wanneer ons sulke besluite neem, dan is dit normaalweg gedryf deur die soeke na sekuriteit, vreugde, standvastigheid, sin, waardigheid. Sommige mense sê, ek doen dit net vir die syk van verandering. Maar ons soek altyd iets van die besluit oor die toekoms wat ons wil sien en wil hê. Maar baie gou vind 'n mens uit dat dit eintlik nie so maklik is om 'n besluit oor jou toekoms te neem nie. Want dinge werk eenvoudig net nie uit soos jy beplan het en soos wat jy gedink het nie.
Die wêreld waarin ons leef het nie 'n saak met jou en my toekomsplanne nie. Dit vra nie vir ons toestemming om dit omver te werp nie. Dit stuur nie vir jou 'n boodskap, 'n SMS, 'n WhatsApp of 'n e-mail om te sê môre gaan ek jou planne omkrap nie. Want dit het nie 'n saak met ons toekoms nie. Die werk bring nie altyd die sekuriteit waarna jy soek nie. Die huwelik en die kinders nie altyd die vreugde wat jy gedink het nie. Die nuwe huis bring nie standvastigheid nie en die graad bring uiteindelik nie waardigheid nie. Die meeste mense kan daarvan getuig. Maar beteken dit dan nou dat ons glad nie aan die toekoms behoort te dink nie? Beteken dit dat ons glad nie meer besluite moet neem nie? Dat ons maar net moet leef van dag tot dag en kyk waar ons gaan uitkom? Nee, glad nie. Alhoewel ons toekomsplanne nie altyd uitwerk nie, kan ek vanaand vir jou sê, jy het 'n toekoms. Want God sê so. We are busy looking at some of God's promises in this week, and in those promises we hear God saying, you are and you can and you have and you will. And so far we've covered 6 amazing promises that wants to help us live as people of hope in this world. You are forgiven. You are never alone. You have a way out. You can move a mountain. You can forgive. And you can live in peace. And God's promise to you tonight is you have a future. And mind you, we can actually add, because we're speaking about God here, we can actually add in, you have a great future. Jy het 'n wonderlike toekoms. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not harm you. Not let any evil come over you. Plans to give you hope and a future. The single most important fact about this verse is that it was written to the Jewish exiles in Babylon who had been forcibly removed from Jerusalem by Nebuchadnezzar. Having been uprooted from all the Chaldea, they now lived hundreds of kilometers away from home in the very heart of worldly pomp and pagan idol worship. All their dreams and all their plans and all their hopes. In a certain sense, we can say their future has been smashed to pieces. And deep inside them, they wondered, how could God allow this to happen to us? If we are truly His people, how did we end up in this situation? Het jy al gewonder by tye, as jy nou eie lewe gekyk het, hoe het dit gebeur dat jy hier beland? Hoe het dit gekom dat die lewe so 'n lelike draai met jou gestap het?
Hoe het dit gebeur dat daar net skielik so 'n storm oor jou kop losbars? Hoe het dit gebeur dat die een oomblik jy nog in wonderlike sonskyn reis en die volgende oomblik oorval die mis jou visie? Hoe het ons hier gekom? Dis 'n vraag wat my vrou vir my verlede jaar gevra het en ek het nie antwoorde gehad nie. Hoe het ons hier gekom? And with that they wondered, had God forgotten about us? In their minds, they would never get out of the situation. They would never get out of Babylon. And that led them to despair. We can say they had hit rock bottom. They could fall no further. And it is at this place, in this time, where they needed a message of hope, a message that would make them look up again, look forward again, a hope that would bring perspective to their present situation and circumstances. Terwyl die Jode nog sit en dink en begin glo dat God nie daar is nie, God het van hulle vergeet, stuur God 'n woord. En hy sê eenvoudig vir hulle, julle is verkeerd. Rock bottom beteken nie ek het van jou vergeet nie. Ek kan selfs jou rock bottom die beste plek op aarde vir jou maak. Want dit is wie ek is. Ek is mos saam met jou die hele tyd. Maar sy sê vir hulle en vir ons dat hulle nooit sy gedagtes verlaat het nie. Hy sê vir hulle en hy sê vir ons, daar waar jy is, ek het nog die hele tyd aan jou gedink. Elke oomblik van elke dag is jy in my gedagtes. Ek weet wat ek vir julle beplan. Die ou Afrikaanse vertaling sê, want ek weet watter gedagtes ek kan gaan die julle koester. Hy sê nie watter gedagte nie, hy sê watter gedagtes. My vriend, ek weet nie wat jy gedink het vandag nie. Maar een ding weet ek, God het vandag aan jou gedink. Dit mag dalk die mees belangrikste verklaring wees dat wat jy ooit sal hoor, wat oor jou lewe uitgespreek word. Die God van die ganse heelal dink aan jou. Hy ag jou. Hy ken jou. Hy onthou van jou. Hy onderhou jou. Jy is heeldag in sy gedagtes. Hy weet wie jy is. Hy weet presies waar jy is. Vir geen enkele sekonde is jy ooit verlore of vergete as dit by die God kom nie. Want sy hart is so groot en sy kennis so wyd dat niemand ooit weg of verlore raak in die skuifeling en die skommelinge wat hulle in die lewe ervaar nie. Om dit so te stel, jy mag dalk nie jou weg in die deurmekaarheid van jou lewe kan vind nie, maar God vind altyd vir jou in die deurmekaarheid van jou lewe. Daar is niks wat vir jou rond kan gooi. Daar is niks wat vir jou toe kan maak dat hy nie weet waar jy is
vir jou nie kan vind nie. God vergeet nie een van sy kinders nie. Al het God die hele wêreld waaroor hy moet regeer, vergeet hy nie een van sy kinders nie. In die Afrikaanse vertalings kan ons dit nie so mooi sien nie, maar in die Hebreëse teks kom die woord gedagte of dink 3 maal voor. In 1 vers 3 maal. God sê nie maar net aan jou dat jy 'n plan vir jou lewe het nie, nee, hy sê ek dink aan jou. God sê jong, ek het 'n persoonlike verbintenis met jou. Jy dink mos net aan iemand wat belangrik vir jou is. Soos jy is so belangrik dat te midde van alles wat God moet doen, hy nog steeds aan jou kan dink. Hoe anders is ons as mense, as ons met een ding besig is en iemand kom na ons toe, dan wat sê ons? Jong, ek kan nie nou aandag daaraan gee nie. Ek kan nie nou daaraan dink nie. Laat ek gou eers dit klaar maak. Maar laat ek gou vir jou sê, terwyl God die sterre in die hemel hou, terwyl God hierdie wêreld in sy hande hou, terwyl God elke rivier en elke oseaan laat stop waar dit moet stop, terwyl God elke berg op sy plek gesit het en elke boom laat groei en elke dier 'n naam laat kry, het God nog genoeg tyd om aan jou te dink. Hy is nooit te besig vir jou nie. Ja, jy wie nou luister, God dink aan jou. Nou, ek sou graag vanaand vir jou wou sê dat ek die kennis het om presies te weet wat God aangaande jou dink. Maar ek kan nie. Maar wat ek wel weet is dat selfs al weet en verstaan ek nie God se gedagtes nie, weet God presies wat ek dink. En weet jy wat? Ek kan nie na die Here toe gaan en vir die Here sê, dink anders. Ek het nie daai soort invloed op God om vir hom anders te laat dink oor iemand nie. Ons doen dit mos. Ons manipuleer mense om anders te dink oor ander, maar ons kan nie vir God manipuleer nie, want sy denke aangaande jou is sy denke aangaande jou. Ek kan nie vir God sê moet minder aan Tessa dink en meer aan daai een nie. Nee, God dink aan almal soos wat hy wil dink, volgens sy gedagtes. En dit behoort, liewe vriende, vir jou te troos. Hoeveel keer het ek nie al gevra, en miskien het jy dit ook al gedoen, Here, wat is jy besig om te doen? Hoekom is dit aan die gebeur? Hoe het ek hier gekom? Waarom is die pad so moeilik? So baie van die lewe maak net by tye nie sin nie. Die goeie en die slegte, die vreugde en die hartseer, die maklik en die moeilik, die bitter en die soet word saamgeflans met oënskynlik geen ritme of rede nie. En selfs wanneer ek vir myself sê God het 'n plan, is dit nie duidelik vir my wat God se plan is nie. Even if I don't know what God's thoughts are, even if I don't know as I'm standing here what His plan is, I know it's a certain future, but I don't know what it will look like. God knows, but He is thinking about each one of us, even when His thoughts are hidden from me.
He has us constantly on his mind, and even though the thoughts of God is too great for me to understand, even though I know so little and understand so little and have so many questions, one thing is very clear. His thoughts towards us are always good. He says, plans to prosper you, not to harm you. Another translation says, thoughts of peace and not evil. Know this today. God is thinking about you, and his thoughts about and towards you are all good, even when we experience life as bad. Even when we go through bad and terrible and trying times, his thoughts are always good. We cannot always understand God's way of doing things and allowing things to happen to us, but we can know that his intention is never evil, is never to harm our lives. All I know is that God has the ability to take the worst of times in your life and transform them to the best of times in your life. God het hierdie vermoë om wat bedoel was om die slegste tyd in jou lewe te wees, te verander in die beste tyd. Vriend, weet een ding vanaand. God is nie teen jou nie. Dit wat jy nou deurmaak, is nie 'n bewys dat God teen jou is nie. Want as God teen jou moes wees, sou nie een dag gestaan het in die storm waarin jy nou is nie. As God teen jou moes wees, sou jy nie een dag dit gemaak het in die vuur waarin jy nou staan. God is nie teen jou nie. En as God teen jou was, waar sou jy gewees het vanaand? Jeremia 29 vers 11 sê vir ons, God is vir jou. Ons sal nooit werklik Jeremia 29 vers 11 verstaan as ons dit as 'n soort rabbitsfoot, gelukbringer vers beskou wat ons moet beskerm teen pyn en lyding nie. Onthou dat hierdie vers gegee is aan die Jode toe hulle in ballingskap was, om vir hulle hoop te gee, dat hulle nie vergete was nie, maar ook om vir hulle die versekering te gee, dat Babylon nie vir ewig sou aanhou nie, om hulle op en vorentoe te laat kyk. Jeremia 29 vers 11 is nie 'n get out of Babylon free kaart nie, jy kry dit net in Monopoly. Hierdie vers sê vir ons, dit maak nie saak hoe lank dit neem nie, 7 dae, 7 weke, 7 maande, 7 jaar, God se gedagtes is nie boos aangaande jou toekoms nie. God se gedagtes aangaande jou het 'n goeie einde, en dit begin waar jy by rock bottom is. As jy net mooi gaan lees wat in Jeremia 29 van vers 1 tot 10 staan, dan moet ons eintlik hierdie vers terug ook lees, nie net vorentoe nie. Want wat God eintlik vir hulle sê is, hier in Babylon gaan julle floreer. Hier in Babylon gaan jy blom. Nie omdat jy so goed is nie, maar omdat ek nog steeds jou God is. Ons wonder by, ons twyfel, ons huil, ons word rasend van bekommernis, ons word mismoedig. Spurgeon sê dat ons dit moet voorstel, hoe die duiwel in ons ore kom fluister in moeilike en harde tye, en hoe hy mismoedigheid en onmoediging gebruik as die hoofwapen om ons in die Here te laat twyfel. Hy sê die volgende keer as die duiwel in jou ore wil fluister met daardie donker insinuasie dat God dit aan jou gedoen het, sê vir hom,
Die Here se gedagtes aan my is, aangaande my is nie boos nie. My huidige situasie is nie aanklag teen God nie. My huidige omstandigheid maak nie van God minder God nie. Dit maak nie van God minder goed nie. Dryf hom weg met dit. As hy met die stikkende voorstel na jou toe kom, sê vir hom eenvoudig, daar staan geskrywe, nie teenspoed nie. Not meant for evil. Not meant for destruction. But even this is meant for good. God cannot have an evil thought towards his children, even when he punishes them. Selfs as die Here sy kinders straf, doen hy dit nie uit boosheid nie. Hy doen dit uit liefde en omgee. Why would he give his own son to die for us and not have a good thought towards us? Theologically, we could perhaps find many answers as to why God would allow his children to go through hard trials and deep suffering and fall and fail in life. In my own life, I've come to see that God uses hard times to give me a new understanding of who he is, of his character. I might not understand his hand, but I've grown to know him on a much deeper level. And in the furnace of life, I discovered God's goodness in a way I had never experienced before. When you are living life at the brink, you discover the grace and the faithfulness of God. Pain has taught me that I'm a helpless baby, totally dependent on the Lord. And I have to trust him to do what he alone can do. And that is his intention, to give me a future with hope. That is what Jeremiah 29 verse 11 says, plans to give you hope and a future. His thoughts for you is to take you to an end which he has prepared. God sal die laaste hoofstuk in jou lewe skryf. Nie jou Babylon nie. Nie jou omstandighede nie. Nie jou ballingskap nie. Nie jou siekte nie. Nie jou swaar kry nie. Maar God weet hoe die einde lyk. Al is dit vir ons onseker. God is not just giving a vague promise that things will be better sometime, somewhere, in some situation. That's true, of course. But this verse has a very specific focus. God has an appointed end for your life, for your situation. And nothing will hinder him from taking you there, to the end which he has written. Jeremia 29 vers 11 word 'n bron van groot vertroosting vir ons, vir alles ons deur moeilike tye gaan. Dit leer ons dat God aan ons dink dat sy gedagtes goed is en nie boos nie, en dat dit altyd vir ons na God se einde neem. Nie altyd soos wat ons dit wil hê nie, nie volgens ons verwagting en planne nie, maar soos wat God dit wil, wat altyd goed is. Dit is die hoop. Dit is die toekoms wat ons almal nodig het, veral ook in die tye waarin ons lewe.
Jeremia 29 vers 11 is 'n uitnodiging. Moenie net dit as 'n pragtige Bybelvers sien wat jy op jou kamermuur plak of op jou status sit nie. Die uitnodiging van Jeremia 29 vers 11 is: gee jouself aan my, sê die Here. Gee jouself, surrender. Gee jouself oor aan my. Dit is die respons wat Jeremia 29 vers 11 vra. Gee jouself ten volle oor aan God, moet niks terughou nie. En sê, Here, U weet selfs al weet ek nie. U sien wat voor lê. Alles te hoe donker rondom my. U het 'n doel. Al lyk en voel dit asof my lewe in sirkels om en om gaan. Ek buig vanaand voor U neer. Jeremia 29 vers 11 nooi vir jou uit om meer en meer hoop te hê. Ek moet sê dit is moeilik as jou vrou kanker het, as jou kind rebels is, as jou geliefde aan dwelms en drank verslaaf is. Is moeilik as jou huwelik uitmekaar val. Dis moeilik as jy op die punt staan om jou werk te verloor. As jy meer skuld het as inkomste. As jy verwerp word deur hulle wie jy vertrou het, dan is dit moeilik om na die hoop te hê. Daar is die vers in die Bybel wat die pyn wat ons beleef kan wegneem of minder pynlik en seer maak nie, maar die belofte van 'n toekoms wat God vanaand vir ons kom gee, is 'n lig wat vir jou en my in die donkerte en deur die donkerte sal neem. Laat God toe dat ons seer beleef. Ken sy hart. Weet dat jou seer wat jy nou beleef nie ten kwade is nie, maar ten goeie. Al weet ons nie wat hy ten goeie is nie. Al kan ons dit nie sien nie. As jou pad donker is, hou aan glo. Hou aan vertrou. Hou aan hoop. Hou aan bid. Hou aan bely. Hou aan getuig. Hou aan om te sing. Hou aan om aan te hou. En eendag as jou beproewing verby is, sal jy saam met die gelowiges van alle tye kan sê, as dit nie vir die Here was nie. Die Here was al die pad saam met my. Daarom hoor opnuut vanaand sy belofte aan jou. Ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here. Voorspoed, nie teenspoed nie. 'n toekoms, 'n verwagting. Dit is God se belofte aan jou. Jy het 'n wonderlike toekoms. You've got a great future. Although your present is uncertain, you've got a great future. Jy het 'n groot toekoms. Wonderlik voor jou. Amen. Kom ons word stil vir 'n oomblik. Kom ons herkou so 'n bietjie aan wat ons vanaand gehoor het.
God dink op hierdie oomblik aan jou. Het goeie gedagtes aangaande jou. Het 'n plan vir jou. Het 'n toekoms vir jou. Miskien sit jy hier vanaand en wonder, hoe gaan ek dit maak na my man? Ons het 'n wonderlike toekoms saam beplan. Hy is nie meer hier nie. Wat nou? Ek het soveel hoop vir my kinders gehad. Hoe nou? God sê, jy het 'n wonderlike toekoms wat voor lê. Al voel jy hoe nou? Kom ons gee onsself oor. Net daar waar jy sit, as jy vanaand wil staan. As jy vanaand, soos die gelowiges van oud jou hande oop wil maak en as bewys van surrender doen dit, sê Here, hier is ek. Hier is ek. Ek gee my nou oor aan u toekoms vir